So tot dusver het ons gesien hoe Dawid van 'n skaapwagter gegaan het, waar niemand hom gesien het nie, het hy gegroei in die verborgenheid. Waar niemand hom raak gesien het nie, het hy daar begin groei. Hy het God se hart begin ken en hy het God se hart begin leer. Toe ons gekyk van hy groei in geloof bo die vrees waar hy voor Goliat gaan staan het. En hy moes weet het, sy God is groter as hierdie Goliat. Jou vrees moet nie jou geloof oorkom nie. Jou geloof moet jou vrees oorkom. En dis waar dit moet kom van die groei in jou geloof. En ons laasweek nog gekyk het van 'n groei in die wag. Groei in die wagtyd. Want baie van ons wil vinnig antwoord hê, vinnig 'n keuse maak, vinnig, maar God se tyd is nie ons tyd nie. Sy tyd is altyd perfek. En ons moet op hom wag en ook groei in daai wagtyd. Want Dawid moes gewag het voor hy koning geword het. Hy moes gevorm geword het voor hy koning word. En wanneer jy begin groei, gaan jy oppositie kry. Dan gaan goed teen jou gegooi word, teenkanting wees. Maar wees nie bevrees nie, want God is met jou. Vandag gaan ons net kyk, Dawid is nou 'n koning en hy's 'n goeie koning. En ons gaan nou kyk waar hy wat baie gelowiges al hulle self gevind het. Waar hulle self gevind het, waar hulle geval het. So vandag gaan ons kyk, groei beteken nie dat dit ons perfeksie moet wees nie. Ons moet nie perfek wees nie, maar groei wys hoe ons reageer wanneer ons val. So vandag sinne is van val en herstel. Want ons gaan kyk hoe Dawid geval het, maar ook hoe hy herstel het. Want God is 'n God wat herstel. God is 'n God wat jou nie meer daar wil hê nie, maar hy wil jou beter hê. Maar om daar uit te kom, moet ons 'n keuse maak. En ons gaan 'n bietjie sien wat Dawid gedoen het. Dawid was 'n man na God se hart. Ons almal het dit al gelees en almal gesien. Hy was 'n man na God se hart en hy val baie ernstig. As julle Dawid se storie ken en julle weet van sy storie, weet julle waartoe ons gaan. Hy het ernstig geval, maar hy keer ook terug na God. Hy draai terug van sy foute af en terug na God toe. So kom ons lees gou 2 Samuel 11 vers 1. In die lente, die tyd wanneer die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba beleer. Maar Dawid het in Jerusalem gebly. So luister gou mooi wat hierdie ding sê. Wanneer die tyd was vir die konings om te gaan na oorlog toe, het Dawid nie gegaan nie. Hy het besluit om te bly. So die skrif sê vir ons dat hy in Jerusalem gebly het. Hy het agtergebly terwyl sy leer, die oorlogspan uitgegaan het. Dawid was nie waar hy moes wees nie. Hy was nie waar hy moes wees nie. Hy moes saam met sy troepe gegaan het om oorlog te maak. Baie valle gebeur, nie met groot sondes nie, maar met klein ongehoorsaamhede. Wanneer ons klein goedjies doen, klein ongehoorsaamhede, soos Dawid was nie by die regte plek gewees nie. En so het dit gegroei en gegroei. Hy kies gemak bo verantwoordelikheid. Hoeveel keer kies ons nie gemak bo verantwoordelikheid nie? Vanoggend, ek hoor die reën so, ek hoor die donder weer, en ek hoor dit, yes, dis lekker om nou. En ek maak my oë, ek sê, is nog donker. Moet ek opstaan? Yes, maar ek het verantwoordelikheid om by die kerk te wees. Ek kan nie opstaan nie. Anders sou ek nie voorgestaan het nie. Maar Dawid het gekies, hy gemak bo verantwoordelikheid gekies. Wanneer, dink vir jouself, wanneer jy al gemak bo verantwoordelikheid gekies? Ek dink ons kan onlangs al sê, ons het al baie keer gemak gekies bo verantwoordelikheid. Want ons hou van gemaklikheid. Ons is 'n mensdom wat hou van gemak. En baie keer wil God ons uit ons gemaksone neem. Hy wil jou uit jou gemaksone neem. Maar hy wil hê, jy moet dan vir hom, na hom toe keer. En nie heeltyd in jou gemaksone bly nie. Wanneer ons uit God se ritme beweeg, raak ons kwesbaar vir die vyand. Wanneer ons uit God se ritme beweeg,
raak ons kwesbaar vir die vyand. So kom ons kyk. Groei vra dat ons bly waar God ons geplaas het. As God jou geplaas het in 'n bediening en hy het jou geplaas waar hy wil hê in jou gesin en 'n werk, is dit waar hy jou geplaas het. Hoe kan ons uit dit beweeg? Ons sien soveel families baie keer dat die man of die vrou uit die ritme uit beweeg van die familie en hulle kom by 'n plek van kwesbaarheid. En hulle kom by 'n plek waar die vyand hulle gaan heeltyd aanval. Sonde groei wanneer ons dit nie stop nie. Wanneer jy nie sonde stop nie, dan groei hy. Ek weet nie van julle nie, maar ek haal baie bossies uit my tuin uit die afgelope tyd. Soos in op bossie, op bossie, op bossie. En as ek myself my rug draai, is daar weer 'n bossie. Hoekom? Want hulle kom net op. Maar wanneer ek hulle uitwis, as hulle weg, tot die saad weer kom. Maar hy is uitgewis. Dan draai ek om en dan sien ek, my grasperk is nou sonder bossies. Maar as ek daai bossie los, wat dink jy gaan gebeur? Hy gaan saad pak, hy gaan dit skiet, en dan gaan hy nog plant, en nog plant, en nog plant, en nog plant, en dit wat sonde doen. As jy nie die sonde hanteer, nie die boonste kant afhaal nie, het jy al gesien, ek weet baie van ons tuinmense, as hulle werk aan sê, hulle net die bokant af. Nee, ons net my mense, ekskuus. Maar hulle sny die bokant af. En dan baie keer dan gaan ek in die tuin en dan sien ek, jy's met die bossie net so klein, maar as ek hom uithaal, is die wortel so dik. En so lank in die grond. Hy breek baie keer af, dan moet ek nog grou om hom uit te kry. Hoekom? Want op die wortel genaal. As jy sonde los, dan gaan hy dieper, en hy word groter, en hy word sterker, en word moeiliker om uit te haal. So jy kan nie sonde los nie, want dit gaan dan nie stop nie. So, 2 Samuel 11 vers 2 tot 5. Een dag, na sy middagslaapie opgestaan het, en op die dak van die paleis gaan rondstap, van die dak af, het hy 'n vrou gesien wat bad. Sy was 'n baie mooi vrou. Dawid het oor haar laat navraag doen, en iemand het gesê, dit is Batseba, dogter van Elima, die vrou van Ira, die Hittite. Dawid het toe 'n amptenaar gestuur om haar te gaan haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het na haar maanstorting. Sy het na hom toegekom en hy het by haar geslaap. Daarna het sy teruggekeer huis toe. Luister wat vers 5 sê. Die vrou het swanger geword en sy vir Dawid laat weet, ek is swanger. 'n man na God se hart. 'n man na God se hart. 'n koning van Israel trap in die plek waar hy nie moes getrap het. Dawid sien vir die vrou en hy nooi haar uit om na hom toe te kom. Hy weet sy is iemand anders as 'n vrou, maar tog nog steeds gaan hy voort. Nog steeds gaan hy voort. Wat begin by kyk, raak 'n keuse. Wat nie stop nie, groei. Ons moet 'n keuse maak elke dag van ons lewens. En dis ook om in God se ritme te bly. Want as ons uit sy ritme uit beweeg, dan kom die vyand en dan kom daar so sonde wat hy vir ons gooi voor ons. Sy word swanger en Dawid besef toe, sonde bring altyd gevolge. Luister mooi. Sonde bring altyd gevolge. Maak nie saak of jy lieg nie, maak nie saak of jy ontrou was nie. Sonde bring altyd 'n gevolg, het altyd 'n gevolg. Jy kan nie sê, ag ek doen sonde, niemand gee om nie, maar God sien alles. God sien alles wat ons doen. Groei, om te groei, vra om waaksaam te wees, om uit te kyk, om te weet, waar is die probleme, waar is die rooi ligte wat ek moet vooruitkyk, as daar ietsie voor my staan.
Wat moet ek doen? Wat jy toelaat om te bly in jou lewe vorm jou. As jy iets toelaat wat sondig is in jou lewe, en jy laat dit toe, en jy praat dit goed, en jy sê maar dis al hoe ons dit kan doen, of dis net hoe die wêreld is, as jy dit goed praat, en jy los dit, verander dit jou. Sonde het the corruption power of sin. Sonde het 'n manier om in ons in te kom en ons te verander, sonder ons baie keer dit weet, of agterkom later. Ons weet baie keer agter, wanneer iemand vir ons kom sê, jy lyk 'n bietjie anders vandag. Of jy praat 'n bietjie anders vandag. Is jy okay? Sonde verander ons. Want hy sonde het altyd gevolg. Maar, dis nie net sleg nie. Daar's hoop. Soek jy hoop vandag? Min mense soek hoop vandag. Hy het hoop vir jou. Ons is 'n lewende God in die hemel. Ons koning het gekom en op die kruis gesterf. Vir wat? Vir jou sondes. Om jou skoon te was. Om jou weer by die regte plek by God te kry. God gebruik die waarheid om ons te herstel. En dit moontlik te maak, dat ons weer onsself terugkeer na God. Amen. So 2 Samuel 12 vers 1 tot 7. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was 2 mans in dieselfde plek. Die eerste een was 'n ryke en die tweede een 'n arme. Die ryke het groot trop klein vee en beeste gehad. Behalwe die een ou ooilammetjie het die arme man niks besit nie. So die ryk man het baie en die arme man het net een. Hy het aan die lewe gehou. En sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos sy eie dogter. Ons baie mense seker hondjies wat so uit hulle bord eet, uit hulle koppies uit drink en saam met hulle bly. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom. En hy kon net oor sy hart kry om sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Natalia gesê, so seker as die Here leef, 'n man wat oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet 4voudig vir die ooilam vergoed. Nathanael sê vir Dawid toe, jy is die man. Toe sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Dawid gesondig, die vrou is swanger, en hierso kom 'n profeet, en sê, jy is daai man, wat iemand anders jy is daai man. God ignoreer nie Dawid se sonde nie, en hy vernietig hom ook nie. Hy stuur Nathan met 'n verhaal, en dan kom die woord uit, jy is die man. Baie keer ons word so kwaad vir ander mense se goed, as baie keer vergeet, maar ek moet kyk na myself. Ons word baie keer fokus ons so op ander mense se foute, maar ons vergeet van onsself. Waarheid is nie die vyand van genade nie. Dis die pad na herstel. God het gesien, ek moet my seun Dawid praat, maar hy luister nie vir my nie. Kom, ek stuur 'n profeet na hom toe, met 'n storie, dat hy net iets kan beleef, dat ek kan sien wat hy fout gemaak het. God konfronteer dit wat hy wil genees. As daar iets in jou lewe is wat nie daar moet wees nie, wil God dit konfronteer. Hy wil dit uit jou lewe uithaal, en baie keer voel ons dat dit seer is. Maar sonde het 'n vernietiging.
Hy vernietig iets in ons partykeer. Maar God kom om te herstel. En ons om dit uit te leer. Om te sien dat God nog goed is. Amen. So, ons stop gou vir 'n oomblik. Ek wil hê jy moet gou oor toemaak. Almal, maak hulle oor toe. Dink gou 'n bietjie. Miskien het God al klaar iets op jou hart opgebring. Miskien het daar sonde al gewees, of sonde wat nog steeds is, wat jou besig is om jou te vernietig. Is besig om ietsie te doen in jou hart. En vandag is daai dag wat jy moes hoor van, "Haai, ek moet terugdraai. Ek moet terugdraai na my God toe." My vriend, ek kan nie daai keuse vir jou maak nie, jy kan dit self maak. Jy moet daai keuse maak om na God toe te gaan. Jy moet na daai keuse toe gaan en sê, "Here, hier is ek." So stop, dink en skryf neer gou, wat het God vir jou gewys? Wat het God vir jou in hierdie paar oomblikke net vir jou gewys oor jouself? So ek het 'n paar sekondes, ek kan dit ook oopmaak. Skryf neer, wat God al vir jou gewys. Berou bring herstel, nie verwerping nie. Ons lees 2 Samuel 12 vers 13. David sê toe Nathan, "I have sinned against the Lord." Ek het teen God gesondig. Ek het teen God gesondig. Toe sê David vir Nathan, "Ek het gesondig teen die Here." En Nathan sê vir hom, "Die Here het jou sondes vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie." Kyk hoe genadig is ons God. As jy kom na hom toe sê, "Here, ek het gesondig, ek is jammer." Luister. Hy is goed en hy is getrou. Psalm 51, as jy dit gaan lees, ek het nou nie op die bord gesit nie, gaan lees Psalm 51, gaan sien wat Dawid se hart was, hy het geskryf in Psalm 51 van hoe hy gesoek het na God toe, en dat hy teen God gesondig het. Dawid se reaksie was eenvoudig geweest, van Here, ek het gesondig. Hy het nie klomp verskonings gemaak nie. Hy het nie klomp verduidelikings gegee nie. Hy het nie gesê, maar dis daai persoon se skuld, of dis my vrou se skuld, of my man se skuld, of is daai ding, of dit. Hy het nie daai gedoen nie. Hy het gesê, Here, ek het gesondig. Want wie sê wat sondig? Ek. As jy sondig, wie sondig? Jy. Nie die persoon langs jou, nie jou man of jou vrou nie. Dis jy wat sondig. Hy het geen verskoning gehad nie, net berou. Hy het berou gehad oor wat hy gedoen het. Psalm 51 wys vir ons daai berou wat hy gewys het, is van, hy roep om genade te kry. Hy erken sy sonde teenoor God. Hy sê vir God wat hy gedoen het. Hy vra vir 'n rein hart en 'n nuwe gees. Hy verlang na herstel en vreugde. En as jy miskien nie so vandag verlang na herstel en vreugde, wil ek vir jou een ding sê. God soek nie perfeksie nie, maar hy soek 'n nederige hart. Hy soek 'n hart wat kom en sê, Here, ek is jammer. En ek kom lê myself voor U neer. Spreuke 24 vers 16 sê vir ons, die regverdige val, maar hy staan weer op. Die regverdige val, maar hy staan weer op. My vriend, jy kan weer opstaan. Staan op. Nie heeltyd daar in die vloer lê en sê hoe jammer jy vir jouself nie. Staan op. Ons genoeg jammer. Ek sê my baie keer, as my seentjie, hy word so, ek sê, hou op jy aan die jammer gaat wees. Kom nou, staan op. Staan op. Groei lê nie daarin om nooit te val nie. Groei lê in waar ons opstaan. Ons gaan val. Die woord is, daar's klomp voorbeelde van hoe mense val. Groot mense val, groot kinders van God. Maar as nie van hoe hulle val, is van hoe hulle opstaan. My vriend, het jy al geval? Maar jy opgestaan. Of daar ietsie wat jy nog terughou onder, en jy sê, maar jy is nie goed genoeg nie, jy kan nie hierdie doen op my eie nie. Ek wil vir jou sê, jy is goed genoeg, jy kan dit nie op jou eie doen nie, ja, jy is reg, jy kan dit met God doen, en met gelowiges.
met mense wat saam met jou staan, en jy kan nie heeltyd val nie, want later aan gaan jy heeltyd jou knie begin seermaak. As jy oud is, verstaan jy dan, jy kan nie heeltyd val nie, jy gaan iets breek, en dat is nog moeiliker om te herstel. So kom ons staan op, en probeer nie weer te val nie. Groei gaan voort, wanneer ons verantwoordelikheid neem, oor wat ons gedoen het. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, maar ons, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtighede. Luister gou die Amplified. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, he is faithful and just, true to his own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness. Our wandering, everything not in jy verstaan nou hierso. Gaan nie verder gaan. Wat se sonde hou jou onder? Wees eerlik met God. As jy eerlik is met God, hy sê so, hy is getrou en regverdig. Hy luister na jou. Ons God is nie deur ver bo in die hemel nie. Hy is hier by ons. As jy wil met iemand praat, is hy daar. As ons sondes bely, God getrou en hy is getrou en regverdig. Vergifnis is werklik, maar groei vra verandering. As jy wil verander, as jy wil groei, moet jy verander. Jy kan nie dieselfde goed oor en oor dieselfde maak nie, dieselfde foute maak nie. David word herstel, maar hy leef verder met wysheid, nederigheid en afhanklikheid van God. Genade beteken nie genade beteken nie stilstand. Genade gee ons nie die kans genade gee ons kans om anders vorentoe te leef. En genade gee ons nie die reg om heeltyd oor dieselfde sonde te maak. Jy kan nie genade vir cheap grace vat nie. Daai genade was gekoop met bloed. Daai genade was gekoop om jou reg te maak met God. David het herstel geword. En ons gaan volgende week 'n bietjie na kyk van hierdie fantastiese koning wat daar opgestaan het. So hierdie week se uitdaging. Vra die Here om jou te wys waar jy moet terugkeer. Na hom toe met 'n nederige hart. Ek dink is een van die mooiste goed wat ons kan doen, is om nederig te wees teenoor onsself en teenoor God en teenoor mense. As jy nie nederig is nie, kom trots in. En trots sê, Spreuke sê vir ons, trots kom in voor die val. Wees nederig. Laat God jou herstel, laat God jou help. Lees Psalm 51, 1 Johannes 1 vers 9 en fokus op God se genade en herstel. Neem verantwoordelikheid vir dit wat God uitwys en maak 'n doelbewuste keuse om anders vorentoe te leef. As ons nie daai keuse maak, as jy nie vandag daai keuse maak, gaan jy heeltyd terugval. En dis baie van ons wat miskien jare loop met waar ons wil terugval. Maar kom ons staan op. Kom ons staan op en sê, Here, vandag is 'n nuwe dag. Vandag staan ek op. Vandag gaan ek verander. Groei saam beteken nie ons gaan nooit val nie. Groei saam beteken ons gaan val, maar ons gaan weer opstaan. Ons gaan terugkeer na ons God toe, want ons wil groei. Wil jy groei vandag? Wil jy groei vandag? Baie mense wil groei. God is nie klaar met jou nie, my vriend. Hy is nog nie klaar met jou nie. Hy is nog nie klaar met jou in dit geval nie.
Dis die perfekte plek om te wees, te sê, Here, hier's ek. Staan op. Staan op. As jy vandag dit moet hoor, staan op. Hy is besig om jou te herstel. Hy is besig om jou vrede te gee. Hy is besig om jou te laat groei. So in hierdie week, probeer hierdie uitdaging te doen en vat dit te hard om dit regtig in jou lewe toe te pas. Laat ons kan vrykom van die goed wat ons wil terughou. Kan ons vrykom van die kloue van sonde. Want daar het 'n God vir ons gesterf. En hy soek jou met sy hele hart. So Here, waar ons hier so vandag is gemeente, as u kinders. Here, vra ek, dat u elke hart sal oopmaak. Elke persoon sal hulle hart uitstort voor u. Hulle sal soos 'n tas vat en net voor u uitgooi en sê, Here, dis wat ek het. Hier is alles. Kyk hierdie goed wat ek dra. My vriend, nie voel jy is nie goed genoeg om voor die Vader te kom nie. Hy weet klaar alles. Hoekom wil hy alles wegsteek? Hy weet wat in jou lewe aangaan. En hy wil hê jy moet jou hart uitstort voor hom. En sê, Here, maar hierdie goeders, ek sukkel met dit. Here sê, okay, ek gaan jou help in hierdie goed. Kom, daar is 'n Jock, daar is 'n TS, daar's mense wat jy kan gaan sien. Daar's ons mense wat by jou sal staan, as mense wat vir jou lief het. Maar ook jy moet die keuse maak daagliks. Dit gaan nie net 'n oomblik wees dat jy alles gaan vergeet nie. Dit gaan nie net so wees dat jy net van dit gaan 'n keuse wees, dit gaan 'n oorlog wees. Maar maak daai keuse vandag, jy gaan val. Ons almal val, maar kom ons staan net weer op. Kom ons maak 'n keuse om beter te wees die volgende dag, beter te wees die volgende keer. Kom ons maak die keuse, want alles in die lewe is keuses. En God wil hê jy moet die keuse maak. Jy het geval, maar hy kan herstel. Sondes het ongelukkig nog steeds gevolge. Maar dankie tog ons het 'n God wat getrou is. 'n God wat ons lief het. 'n God wat by ons staan. Ek gaan nie jou vorentoe roep vandag nie. Maar ek wil hê jy moet in jou hart 'n gesprek met God hê in hierdie oomblik. Jy hoef nie alles voor hom uit te stort op hierdie oomblik nie, maar as jy kan, doen dit. Maar praat met hom, gee vir hom ietsie, want ek weet die Heilige Gees is getrou. Hy het vir jou ietsie al klaar gewys wat jy moet hanteer. Hy het al iets klaar gewys wat jy moet uitsorteer in jou hart. Al is dit 'n sonde, onvergifnis, trots. Hy wys vir jou, hy is getrou. Hy is goed vir ons. So Here, waar elkeen 'n gesprek met U het vandag. Waar ons met vrymoedigheid na die troonkamer toe kan kom. En ons harte uitstort voor U. En ons vra dat U ons sal vergewe. U kyk vir ons deur die bloed van Jesus. U sien nie ons sondes meer nie. U sien 'n kind. Vader, laat ons nie unworthy voel nie. Maar laat ons kom na hom toe. En laat hy ons hart skoon maak. As jy vandag hier so sit, en jy voel maar, ek weet nie of ek hierdie goed kan hanteer nie, ek weet nie hoe ek hierdie sondes gaan bely nie, en ek weet nie hoe nie, wil ek vir jou sê vandag, kom praat met my en Jacques, ek wil nie jou ontbloot hierso vandag nie, maar asseblief kom praat met ons, en Marina, met Luzelle, my vrou, wil jy dan die Lies ook nog hierso, soos, kom praat met iemand, gaan praat net met iemand, wat ons jou kan help, om vorentoe te beweeg, laat ons jou kan help, om te groei, om uit hierdie situasies uit op te staan, uit hierdie verlede uit op te staan, uit die alrealiseer uit op te staan, en as 'n nuwe man en vrou, van God op te staan, soos 'n kind, wat nou God se hart is.
Ek weet as my kind seer kry, breek dit my hart om te sien hoe hy huil, om te sien die seer wat hy het, om te sien die goed wat hy alles dra. En ek wil hom help, en dan tel ek hom op, en ek koester hom, en ek sê vir hom, dit gaan oukei wees, dit gaan oukei wees. En dis wat God met jou wil doen, hy wil jou optel, hy wil jou sê, dit gaan oukei wees, my kind, dit gaan oukei wees. Maar kom ons stap vorentoe, kom ons groei. Kom ons gaan vorentoe. Here, ek wil elke hart wat U besig is om mee te werk. Ag, Here, U is goed. U is getrou, U is alomteenwoordig hierso. U weet alles. En U weet elke hart, elke gedagte. Vader, ek bid dat die Gees van God ons wysheid sal gee, strategie sal gee om vorentoe te beweeg. Om hierdie goedes te hanteer en hierdie goedes te verwyder van ons lewens. Dat ons sonde kan neerdruk in die grond en sê ek is 'n kind van God. Waar die vyand kom met sy leuns, kan ons sê ek is 'n kind van God. En ons kan opstaan en sê ek is 'n regverdige kind van God. Here, ek bid dat ons in hierdie week sal ingaan, dat U elke hart sal ondersoek. Maar ons sal die keuse maak om U te soek, elke dag. Dat U kom werk, elke dag, in ons hart. So ek net 'n oomblik net gee, waar nog die stilte gaan wees. En dan gaan ek die diens afsluit. God is nog nie klaar met jou nie. My vriend, hy is nog nie klaar met jou nie. Hy het nie opgegee op jou nie. Hier is net die begin. So Here, waar ons hierdie diens afsluit en Vader, ek bid dat die Gees so teenwoordig sal wees hierdie week met elkeen van ons. Dat ons sondes kan neerlê en waar ons geval het, weer opstaan. En Vader, dat U die herstelproses begin in ons harte. Vader, waar U wil werk, wys ons. En dankie Vader, dat ons 'n nuwe persoon sal opstaan.